van die Here kan grootmaak. Dit is lekker om u te kan sien. Ons verlang in die week en ons Sondag dan sien ons mekaar en loof ek sy lieflike naam daarvoor. Vanoggend wil ek graag met u gesels oor 'n onderwerp wat ek in die Bybel raak gelees het in Efesiërs 3 vers 20. En in Efesiërs 3 vers 20 sê die Bybel so maklik en eenvoudig vir jou en vir my. Hy sê, want aan hom kom toe al die lof en al die eer wat by magte is, wat in staat is om te doen ver bokant wat ons kan bid of dink. En dan sê hy in die laaste gedeeltjie, die B-gedeelte van die teksvers, dan sê hy dit so mooi. Hy sê volgens die krag wat in ons werk. So kan ek hom weer quoteer vanoggend. Ek dank hom, Here, want hy is by magte om te doen ver bo wat ons bid of dink. Wie van u glo dit? Wie van u glo dit dat jou lewe en my lewe is in die eerste plek, is daar 'n geestelike benadering tot ons lewens. En ons stryd wat ons het is nie vleeslik nie. Ons het laasweek het ons dit gesien. Maar dit is kragtig deur God om vestings neer te werk. En hierdie God wie ek en jy aanbid met my hele lewe, met my hele hart, met alles in my, hy is by magte om te doen ver bo wat ons bid of wat ons dink. Maar die B-gedeeltjie is 'n uitdaging. Die B-gedeeltjie is vir ons die voorwaarde. En die B-gedeeltjie sê volgens die krag wat in ons werk. Ek wil vanoggend met jou gesels oor hierdie begrip, die krag wat in jou en in my werk. Maar voordat ons daarby gaan kom, wil ek net vra dat Andries en Betty asseblief sommer hier voor sal kom staan. Johan en ook Yvonne, as julle hier voor ons kan kom staan, en dan Hilel, jy en jou vroukie asseblief, Mariet, as hulle ook dan net hier voor kan kom staan asseblief. Baie dankie man, ek gaan roep hulle vir haar. Dankie. Prys sy lieflike naam. En dan vra ek ook dat Nico en Gerda asseblief voor sal kom staan. Asseblief Nico en Gerda, as julle sommer daar so kan staan by my. Dankie julle. Dankie. Nico en Gerda ook voor hier so by my kom staan, dankie. Daar is hy. Hier kom Mariet, sy het net 'n aflos gekry. Nou, aan die ander kant van my kleinkind. Daar is hy. Goed, baie dankie. Dit is al my voorreg vanmôre, julle ouens, dat ons het in die gemeente het ek ietsie raak gesien wat ek dink ons moet implementeer en doen. En is dit vir my dan 'n voorreg om vanoggend dan dit amptelik ter tafel te kan stel en dit bekend te kan maak vir ons as 'n gemeente dan. Ons het gesien dat daar is 'n, en ek weet nie hoe om dit in Afrikaans uit te druk nie, maar daar is 'n governmental been in die gemeente wat al die statutêre hanteer, en dit is ons kerkraad. Hulle hanteer die admin, hulle hanteer die bestuur van die gemeente, en by geleentheid het ons gekom wat ons die kerkraad voorgestel het, wat dan nou in die gemeente daai werk dan nou handhaaf. En ek is baie trots op ons kerkraad. Ek sê dit met onomwondenheid, sê ek dit vanmôre. Ek glo met my hele hart dat ons het die beste kerkraad wat daar is. Amen. Ek sê ons het die beste kerkraad wat daar is. Loof die naam van die Here. Ons kom uit 'n era uit, en ek weet nie van u wat op kerkrade gedien het vroeër jare nie, maar ons kom uit 'n era uit waar ons in die aande het ons 6 uur begin vergadering en dan 12 uur is hulle nog nie klaar nie. En dan stry hulle nog oor watter kleur gaan ons die kerk verf. Gaan dit nou bruin of wit wees nie. Maar ek dank die Here, met ons kerkraad werk dit nie so nie. Ons begin 6 uur vergadering hou en dan 7:30 is ons klaar. Dit is op die laaste, en eer ek die Here vir 'n kerkraad wat manne en vroue van God is wat saam met ons dan nou dien. Maar dan aan die ander kant het ons geïdentifiseer dat daar 'n ministerieel been is, 'n bedieningsbeen is. En daarvoor, ouens, julle ken my hart, in my hart is om manne en vroue op te rig. En my hele visie is in Efesiërs 4 vers 13, en dit is om jou en vir myself ook uit die aard van die saak te lei tot geestelike volwassenheid. Ons moet geestelik volwasse wees, maar 2 Timoteus 2 vers 24 sê iets baie mooi. Hy sê dat 'n diensknegt van die Here, nou moet ek dan net sê, die woordjie 'n diensknegt van die Here in die Griekse teks dui op nie meer op 'n babietjie nie meer op 'n jong man nie, maar op 'n groot volwasse man en vrou in die Here. So 'n diensknegt van die Here, dan sê hy, mag nie twis nie. Nou ek weet nie van julle nie, maar dit is nou nogal 'n bietjie 'n moeilike ene partykeer, veral as ons hier op die geestelike leer is van geestelike baba. Julle weet mos 'n geestelike baba, dit gaan alles oor my, oor ek. En ek wil dit hê, 'n geestelike baba. En dis 'n goeie stadium in 'n mens se lewe, en dis nodig. En ons almal was daar gewees om by dit verby te groei, om dan 'n geestelike jong man te word. Om te sê, hoor hierso man, ek is so vol bravade dat ek sal sommer die ou duiwel op sy neus slaan en hom 'n bloedneus gee. Sal dit nie kan doen nie, maar dis hoe die jong manne sê, want hulle is paraat en hulle is lus vir 'n fight.
die jong manne. As jy gaan kyk in Suid-Afrikaanse geskiedenis, het hulle die ouetjies van 18 en 19 en 20 jaar opgeroep grens toe en na die weermag toe daai jare toe ons nog kinders was. Hulle het nie 'n ou man van 60 en ek het net gesien waar is die ou mans. Hulle het nie 'n ou man van 60 plus jare opgeroep om grens toe te gaan nie. Jong manne, hoekom? Hulle is paraat. Hulle is lus vir die ding, hulle is veglustig. Dan praat die Bybel ook in daardie selfde konteks. En dan kom hy en hy sê, ons moet geestelik moet ons volwasse word. So ons wil geestelik volwasse word en wil ons daarna toe lei en ook oor die jare heen pastore het ons opgelei en dan nou vrygestel. Maar vanoggend is dit dan nou vir my lekker om dan voor te stel en ek dink ons gaan hierdie kant begin by Hilel en by Mariet. Die kerkraad het in die week het ons vergader. Hilel het sy studies voltooi aan Arini Theologiese College, ons in-house kursus. Nou moet ek dit sê dat die in-house kursus wat ons doen of wat ons aanbied is nie maar net 'n kursus nie. Ons noem dit 'n lisensiaat teologie, is gelykstaande aan 'n bachelor's in teologie. So hy het sy graad het hy bekom die ander dag en hy klaar gemaak en dan die protokol is hy moet maar aansoek doen om opgeneem te word in 'n bedieningsorde van 'n lokale gemeente en dis hier waar hy die keuse gehad het om dit by Standaardton te doen of by enige ander gemeente wat hom sal opneem. Ek dank die Here dat hulle besluit het nadat ek hom gedreig het, maar dat hulle besluit het om dan hulle proeftydperk as proponente in ons gemeente uit te dien vir 'n 3,5 jaar tydperk. So ons het dan nou besluit maandag aand by die kerkraadsvergadering dat ons gaan vir Hilel en vir Mariet dan nou aanstel as een van ons assistent pastore in die gemeente, bekragtig van die 1 November van hierdie jaar. So kan ons vir Hilel en sy vrou lekker in Hilel en Mariet is vir ons die ouens wat seggenskap het en die ouens wat aan die stuur is van ons jeugbediening. En ek moet eerlikwaar vir u sê, hy doen dit nie alleenig nie, sy vrou doen dit nie alleenig nie. Hulle het 'n hele spannetjie en hulle kom Vrydag aande bymekaar en ek wil vandag vir julle vra bid vir die jeug, maar bid ook vir ons asseblief en vir my en vir Rita. Want ons slaap hier langsam as hulle op 'n Vrydag aand doenig is hier in die saal, in die kerksaal en hou hulle kerk en daar was tot met 40 jong mense op 'n Vrydag aand. Yes, julle ouens, is dit nie fantasties nie, hè? Ons loof die Here daarvoor. So, ek wil jou vra asseblief, stuur julle jong mense na pastoor Hilel toe asseblief. Hy korte hande klap weer 'n keer. Amen. Dan het ons vir Dominee Jan en dit is nou eintlik geskiedenis wat ons maak. Johan, ekskuus, Dominee Jan. Nou maar die Here het ook name verander in die Bybel man. Hy het gesê jy genoem Simon, nou word jy Petrus genoem. So Jan, nou word jy Johan genoem. Johan is 'n dominee afgestudeer aan die NG Kerk, aan gereformeerde teologie en het hy besluit om oor te kom na ons toe en het ons 'n in-house aanstelling gegee as pastoor van die Volle Evangelie Kerk van ons streek. So hulle is dan pastore in ons streek wat hulle gaan optree op die oomblik wat hulle verantwoordelikheid en ek stel hulle bekend aan u as u weet van enige mense in daai area. Johan en sy vrou Yvonne het ons Val se kampus. So hulle bedryf ons Val gemeente daarop Val. So julle sal sien Sondag kom hy en ander Sondag kom hulle nie hiernatoe nie omdat hulle 'n gemeente het daarop Val wat hulle dan nou bestuur. So asseblief, as jy mense in daai omgewing ken of as jy selfs een Sondag wil deurry, as jy meer as welkom, Dominee Johan. En eintlik moet ons dit verander, ons moet nou sê pastoor Johan, nee. Dis ek is reg, nee. Prys sy naam. En dan sy vrou Yvonne, as julle so na haar kyk, na Yvonne kyk, wat sou julle raai? Wat se werk het sy gedoen toe sy nog gewerk het? Nou werk sy ook, maar wat se werk het sy gedoen? Wat dink julle het sy gedoen? Sy was 'n onderwyseres geweest, né? So watch vir julle, né? Ons het 'n onderwyseres het ons aan ons kant vanoggend. So ons loof die Here. Dan het ek hierdie kant het ek dan nou vir Andries en Betty wat saam met ons is en saam met ons die pad stap ook nou al 3 jaar, 4 jaar wat hulle saam met ons is. Ek het die voorreg gehad om ander dag vir Andries en Betty in die eg te kon verbind, maar dis nou ook al 3 jaar. 4 jaar. 4 jaar. Kan jy glo die tyd vlieg julle ons 4 jaar. Maar nietemin is hulle getroud en het hulle ook na vore getree en gesê dat hulle wil ook deel wees van die bedieningsspan met die verantwoordelikheid van ons Sakile gemeente. So Andries en Betty hanteer ons Sakile gemeente, hulle hanteer ook ons ouete huisbeen. So af en toe gaan ons ouete huis toe en hulle hanteer dit. En Andries en Betty hanteer ook ons volksrus gemeente. Ons het so 8 gemeentes wat ons onder ons het, wat ons moet na omsien en gebruik ons hulle dan nou op volksrus so van tyd tot tyd. So kan ek aan u bekendstel gemeente. O ja, jy sê die silwer leiers ook ja. Hier noem ek dit nou dan hierdie ja, verskoning hoor. Sien julle daar kom die onderwyseres uit nee. Dan sê kyk.
Moet net nie vir my kyk en frons nie, asseblief hoor. Okay. En dan hanteer hulle ons silwer leiers ook met groot sukses. Ons het nou hierso in 'n bietjie nader aan die einde van die jaar het ons jaarafsluiting met die ou mensies. So as jy ouer as 60 is, dan asseblief kom woon dit by, hoor. Daar's altyd koekies en daar's altyd tee en daar's altyd ietsie, hoor. Nie vir julle jong manne nie, Heinrich, hoor, ek check jou. Kyk asseblief vir Heinrich en frons julle, hoor. Asseblief, daar is hy. So, kan ek dan aan julle voorstel, liewe gemeente, die pastoor Andries en sy vrou Betty dan, kan ons hulle lekker hande klap, asseblief. Dankie man. En dan weer julle ouens, moet ek vir Nico en Gerda voorstel. Hy is ons ou toppie op die bedieningspan. en vir die van julle wat nie weet nie, hy soen vreeslik lekker. nee, ek spot nou maar net sommer, hulle is ons ad hoc lid op die bedieningspan, hulle woon ook ons goedjies by wat ons by mekaar kom van tyd tot tyd, en het hy ook afgestudeer, hy het ook 'n graad gekry, 'n paar jaar terug nou al. Hy was deel van ons eerste Bybelskool wat ons aangebied het in die gemeente, en 'n paar jaar terug is Nico dan ook klaar gestudeer. So hy is ons ad hoc lid wat ons dan nou gebruik all over the show. En is dit lekker om hom saam met ons dan te kan hê, saam met sy vrou. So ek gaan by hierdie geleentheid vra, kan ons hande klap? Dankie. Ek gaan by hierdie geleentheid vra dat u sal staan asseblief, my broer en suster, as jy gaan kyk na die boek van Deuteronomium. Hier op die einde van die boek van Deuteronomium het Moses die hande gelê op Joshua, en sê die Bybel is Joshua gevul met allerlei kreatiwiteit om die stokkie oor te vat, om die volk in te lei in die beloofde land uiteindelik deur die Jordaan tot aan die ander kant. En wil ons vanoggend spreek woordelik, wil ons hande oplê op hulle, wil hulle afsonder want hulle het 'n groot werk. En ek wil weer sê, Volksrus, Sakile, silwerleiers en dan ook ons ouete huis is hulle byne, en dan Dominee Johan, hulle is by ons val gemeente, nou pastoor Johan en dan pastoor Hilel en sy vrou is dan by ons hier gemeente. So ek gaan by hierdie geleentheid ons visie voorsitter vra, 'n man vir wie ek baie groot respek het, dat hy ons gaan opdra aan die Here. Ek en Rita is natuurlik nou half, kan ek nou maar sê, die presiderende pastoorpaar van die gemeente, en ons is ook nou al hier 'n hele paar jare, maar dit u ken en u weet daarvan. So kan ek u vra om 'n hand uit te strek na elkeen van hierdie manne toe, hierdie vrouens, en dat u dan saam met Stein sal stem om hulle af te sonder en hulle toe te wy vir dit waarvoor die Here hulle geroep het. Kom ons gaan saam bid. Amen. Amen. Die laaste hande klap asseblief vir hierdie mense. Asseblief, dankie Here hoor. Dankie man. Prys sy lieflike naam. Die swart skool, die skoolbediening. Maar ek gaan nie agterna. Dankie man. Goed, is u reg vir die woord vanoggend? Is u reg? Sit lekker mooi, los die ou langs jou nou vir 'n oomblik, los jou selfoon vir 'n oomblik asseblief, geef my net so 15-20 minute van jou tyd. Ek wil 'n vreeslike belangrike aspek in jou hart deponeer vanoggend, maar voordat ek daarby kom, kan ek net hierdie storie vertel wat ek raak gelees het in die week iewers. Ek lees van 'n man wat genooi is na 'n kerkdiens toe, en by die kerkdiens was dit een van sy vriende wie sy kind gedoop sou word in een van ons NG Kerk se mensies in sy lewe. En hierdie man gaan toe nou na hierdie gemeente toe om hierdie diens by te woon. En terwyl hy in die banke sit, is dit sy verbasing gewees dat die predikant wat gepreek het baie kort gepreek. Hy het net 15 minute lank het hy gepreek, hierdie predikant wat toe nou gepreek het daai dag met die doop van die babietjie. En die predikant het van die kansel af het hy toe verskoning gemaak oor dat hy nie langer preek nie. En die rede wat hy toe van die kansel af gesê het is, hy sê, ek maak verskoning dat ek so kort preek, maar ek het 'n hond by die huis en hierdie hond is vreeslik lief vir papier. En hy het die helfte van my boodskap uit die hond opgevreet. So ek het net 15 minute se notas en ek het hierdie boodskap dan nou gepreek. So ekskuus vir my hond, maar hy het die papier opgeëet.
En die diens gaan verby en die dominee stap toe uit buitekant by die deur en hy groet die mense, soos wat ons ook nou maar doen. Hy groet die mense en soos wat die mense verbykom, die Here seën jou en op daai oomblik toe kom hierdie besoeker wat die diens bygewoon het na die predikant toe en hy vra vir die predikant, het jou hond dalk kleintjies? En die predikant sê vir hom, maar ek verstaan nie, wat bedoel jy, my hond het kleintjies? Ja, sê hy, as jou hond kleintjies het, wil ek graag een van daai honde hê, want ek wil hom vir my pastoor gee. So laat net een van julle dit sê, hoor. Prys die naam van die Here, julle lag, maar die kortste preek wat nog ooit gepreek is, was in 1855, gepreek deur 'n man met die naam van Dean Kirwan. En hulle het hom genooi om by 'n weeshuis te gaan optree en al die donateurs toe te spreek en terwyl hy toe nou daar staan, het hy die kortste preek wat ooit gedokumenteer is in die Guinness Book of Records, is hierdie kort preek neergeskrywe en sy preek het net bestaan uit 3 woorde. Die saal was vol mense, die kindertjies, die van die weeshuis het daar gesit in die gange en al wat hy geuiter het, al wat hy gepreek het was gewees, there they are. En toe sluit hy af met die diens. There they are. Daar word vertel in die geskiedenis en gaan Google dit, julle sal dit raak lees, word daar vertel, dit was die hoogtepunt diens van daai tyd gewees. Daar word vertel, en is jy reg hiervoor, daar was 'n rekord opname, offergawe, geld ingeneem, offerhande. Is daar 'n rekord offerhande nog ooit opgeneem. En dit as gevolg van 'n preek wat bestaan het uit 3 woorde, there they are. In 1985, glo dit nou of jy nou wil of nie, hier in ons eie Suid-Afrika in Hillbrow was die langste preek gedokumenteer in die Guinness Book of Records. Hierdie preek was gewees 144 ure vir 6 dae aan mekaar. Het daar in Hillbrow is daar gepreek vir 6 dae aan mekaar. En weet hoe het dit gewerk? 72 predikers, 72 pastore, 72 dominees het elkeen 'n kans gehad om vir 2 ure lank te kon preek. 144 uur het dit toe geduur, 6 dae lank het dit toe geduur, maar die geskiedenis vertel dat in hierdie 6 dae se bediening, in hierdie 6 dae se 2 ure preke, het daar talle mense tot bekering gekom. Het daar talle mense hulle harte vir die Here gegee. Daar word gesê dat nog nooit in die geskiedenis van Suid-Afrika was daar soveel siele wat tot bekering gekom het, as juis in daai 6 dae van prediking nou, deur 'n paar predikers wat daar opgetree het dan by daai geleentheid. In die Bybel is daar ook so 'n verhaal, ek weet nie of u dit al raak gelees het nie, maar in Handelinge 20 is daar 'n verhaal van 'n persoon wat ook lank gepreek het, en die persoon se naam was Paulus geweest. Die Bybel sê dat hy deur die nag gepreek. Dwars deur die nag het hy gepreek. En die Bybel sê dat daar was 'n sekere man wat die slaap het hom oorval. Nou sonder dat jy na jou Bybel kyk en jy onthou wat is hierdie man se naam, wat toe nou uiteindelik aan die slaap geraak het terwyl Paulus gepreek het. En toe val hy vanuit die 3de verdieping uit, want hy het in die venster gesit en luister na hierdie preke. 'n Slaap het hom oorval, hy het aan die slaap geraak en hy val uit die venster uit, te pletter mors dood op die grond, val hy neer daar. En Paulus en die mense is af onder toe en hulle het hom uit die dood uit opgewek en hom boontoe gevat na hierdie bovertrek toe waar hy gepreek het en hy het aangegaan om te preek. Die hele nag lank. Die man se naam was Eutychus. Eutychus, en weet julle wat is sy naam se betekenis? Sy naam se betekenis is good luck. Dit lyk vir my luck was nie aan sy kant daai aand nie. Good luck was dit gesê. So, dit was die lang preek. So, ek het een van 2 preke vanmôre. Ek het 'n kort preek, maar die kort preek gaan moet gekomplementeer word deur 'n groot offerhande. Of, as jy wil hê ek 'n bietjie langer preek, wil ek vanoggend vir jou sê, wees versigtig asseblief, dis gevaarlik om in die kerk te slaap. So moenie aan die slaap raak nie. Kort preke is voordelig, lang preke is gevaarlik, want ons mag dalk aan die slaap raak. Ek wil met jou praat vanoggend, my broer en suster, oor die krag wat in jou werk. Want hy is in staat om te doen, en ons bid so baie keer hierdie gebed, Here, U is in staat om te doen ver bo wat ons kan bid of dink. Wie van julle het dit al gebid? Here, ek gee hierdie saak vir U, want U is in staat om te doen ver bo wat ons kan bid of wat ons kan dink. En dis 'n goeie gebed om te bid.
Want die Here kan doen. En hoor my woord gebruik vanoggend, die Here kan doen. En is hy reg vir hierdie ene nou vanoggend met groot respek teenoor die Here, maar kan ek vanoggend vir u sê dat in baie kinders van die Here se lewe doen hy nie altyd ver bo wat ons bid of wat ons dink nie. En dis miskien dalk 'n plekkie waar ons nie kan sê amen nie. Dis miskien dalk 'n plekkie waar ons kan sê ouch. Want as ek na ons as kinders van die Here kyk, dan getuig ons nie altyd van die gebede wat beantwoord word, ver bo wat ons bid of wat ons dink. En ek vra die vraag, my broer en suster, kan dit dalk wees dat wanneer ons sien dat hierdie gebede word nie altyd beantwoord ver bo wat ons bid of dink nie, kan dit dalk wees dat ons miskien al die B-gedeelte van hierdie teksvers nie saam met die gebed bid nie. Want die B-gedeeltetjie van hierdie teksvers sê, volgens die krag wat in jou werk. En my broer en suster, ons weet en ons verstaan natuurlik, Filippense 2 vers 13 sê, dit is die Here Jesus wat tot my werk, wat in my werk, sodat hy deur my kan werk. So hy werk 'n krag in my, sodat ek kan getuig van hom, sodat ek mense kan bedien, sodat ek kan bely voor mense, dat ek aan die Here behoort, sodat ek die goeie nuus kan vertel. Natuurlik werk die Here binne in ons. Maar as jy hierdie teksvers in Efesiërs 3:20 in sy konteks gaan lees en gaan sien wat beteken hierdie woordjie volgens die krag wat in ons werk. Nou moet ek jou skok vanoggend dalk deur vir jou te sê dat hierdie krag wat die Bybel hiervan praat, het niks te maak met daardie krag wat die Here Jesus hier binne in jou vestig en in jou werk. Het jy geweet, my broer en suster, dat baie kinders van die Here, alhoewel die Here Jesus homself deur sy Heilige Gees in baie van ons werk, is daar baie van ons as kinders van die Here wie se woorde en wie se dade nie getuig van die goedheid en die grootheid van die Here nie. Ons lewe getuig nie altyd van die ver bo wat ons bid of wat ons dink nie. Hierdie krag waarvan ek vanoggend wil praat, hierdie krag wat in ons werk en volgens hierdie krag wat in ons werk sê die Here gaan hy dan hierdie krag wat in ons werk gaan hy hierdie krag vat om te doen ver bo wat ons bid of dink. Dis hierdie krag waarvan ek praat vanoggend in hierdie konteks, wat maak dat gewone mense buitengewone mense word. Dis hierdie krag wat in ons werk, en ek wil weer daarop dit onderstreep deur vir u te sê, die krag wat Efesiërs 3 van praat is nie die krag van die Here wat binne in ons werk nie. Hierdie is 'n krag wat ek en jy self openbaar. En hierdie krag wat ons openbaar maak, kan ek dit nou vanoggend waag om dit te sê, maak van heroes heroes. Wat is die verskil tussen 'n ou wat nie 'n hero is nie en 'n ou wat 'n hero word? Kan ek vir u sê wat is die verskil? Die krag waarvan die Bybel hier praat. Hierdie krag binne in ons. Hierdie krag binne in ons maak van onbelangrike mense belangrike mense. Hierdie krag wat in ons werk maak van natuurlike mense bonatuurlike mense. Hierdie krag wat in ons werk, en my broer en suster, hoor my woord gebruik vanoggend en hoor my erns van my saak, dat al is die Here Jesus in jou hart en jy kind van God is, waarborg ek jou dat daar by geleentheid 'n kans gekom het vir jou en vir my om te quit, om op te gee, en dit met die krag van die Here hier binne in ons. Maar hierdie krag wat Efesiërs 3 vers 20 van praat, is 'n krag wat maak dat mense kan vasbyt. Dis 'n krag wat maak dat mense nie terug gaan val nie. Ek sien in kerkkringe, my broer en suster, is daar talle kinders van die Here wat terugval. Wat nie waarskynlik koud word. Net nou toe ons hier agter staan en bid in 'n sirkeltjie, toe kry ek hierdie beeld van 'n kaggeltjie wat aan die brand gesteek wil word, en hierdie kaggeltjie kom net nie aan die brand nie. Daar is iets wat verhinder dat die ou kaggeltjie aan die brand moet kom en dat hy vlammetjies maak en dat hy warm maak. Iets wat hom verhinder, en toe ons nou mooi binne in hierdie beeld inkyk, toe sien ek hulle krap die ou assies weg, en hier binne in die middel is daar net so 'n groot pot water. En elke keer as hierdie ou vuurtjie aan die gang wil kom, dan spat die water hom dood. En dit is my 'n goeie beeld, my broer en suster, van baie kinders van die Here. Want hier binnekant in ons is daar 'n krag wat selfs die vermoë het om hierdie krag van die Here te blus. En Efesiërs 5 praat dit. Hy sê blus die gees nie uit nie. En kom ek sê vanoggend vir my broer en suster, die ontbreek van hierdie krag in Efesiërs 3 vers 20 maak dat ons die vuur van die Heilige Gees uitblus. Maak dat hy nie met sy krag binne in ons kan werk nie. Ek kan onthou toe my pa tot bekering gekom het, en ek het dit al getuig hier in die gemeente, en dat ek dit net so in 'n neutedop weer vir u sê vanoggend. Hy's uitgedaag gewees, en hy het by 'n bidtuurtjie het hy gegaan om die ou bidtuurtjie omver te gooi. Ons was nog kindertjies gewees.
En toe hy daar by die bid hier instap, wonder bo wonder, ons weet nie hoe dit werk nie, ons verstaan dit nie, en ek gaan dit nie probeer verklaar nie, en my pa het 'n paar doppe ingehaat, as ek dit so mag sê. Hy het 'n paar drankies ingehaat. En toe hy daar by die bid hier kom, die Woensdag aand op Volksrus, by die AGS gemeentetjie, daai aand het die Here met hom 'n afspraak gehad. En daai aand toe kom my pa kragtadig tot bekering. Soos wat hy die vloeker en die bekleier en die jager en die was, so verander sy lewe heeltemal. Hy kom tot inkeer, hy gee sy hart vir die Here. En daarna, my broer en suster, daarna het ons my pa dopgehou. As gevolg van my pa se daarna, is dit die rede hoekom ons vandag hier is. Ek en Rita en my broer. As gevolg van my pa, wat gedraai het, wat verander het. Hoekom? En daar het 'n krag hier binnekant hom vrygelaat, losgekom, en hy het volgens daai krag het hy gewandel, en ek sê weer, daai krag was nie die krag van die Heilige Gees nie, dis 'n krag hier binne in hom, wat hy gehad het. En ek sien my broer en suster, dat wanneer hierdie krag afneem in mense se lewens, dan raak hulle koud, en ek sien oor jare heen, ek weet nie of jy dit al beleef het nie, dat baie van ons sal, en ekskuus dat ek hierdie voorbeeld mag gebruik vandag, dat baie sal, byvoorbeeld by 'n begrafnis, hulle hart vir die Here gee, en dan hou dit so 3 maande, en dan raak hulle koud, en hulle raak afvallig, en dit val terug, en hulle raak koud. En ek vra, hoekom? Hoekom gebeur dit? Was die werk van die Here dan nie volmaak en genoeg nie? Nee, die werk van die Here was volmaak en genoeg. Maar wat het gebeur? Hierdie krag, wat in ons werk, het gemaak dat ek uitblok dit wat die Here vir my wil sê, en dit wat hy in my hart wil drop. Ek het gesien, my broer en suster, dat wanneer 'n ouetjie by 'n meisietjie gaan kuier, en ek dink julle almal was al op so 'n stadium van julle lewe, as hierdie ouetjie by die Aster gaan kuier, en hy probeer haar nou date en haar die hof maak, dan sit hy alles in, en hy gaan kuier by haar, en hy maak hom mooi skoon, en hy borsel sy tande, en hy kam sy hare mooi, en hy kan nie wag om by hierdie girl uit te kom nie. Ek weet nie van julle nie, maar dit het met my gebeur. Ek kon nie gewag het om by Rita uit te kom nie. Man, sy is nog in die bed in die oggende, dan klop ek aan die deur aan. Hoekom? Want ek wil graag by haar wees. Ek wil naby haar wees. Pauses, want sy was nog 'n ou skooldogtertjie toe ek haar gaan vang het, hoor. So. Pauses, ek skool toe gery. Ek kon nie wag om hierdie ou gesiggie te sien nie. Ek kon nie, en as hy so aangehardloop kom, ag, Jesus, julle ouens. Dit was so oulik geweest. Dit was so mooi. Dit het gemaak dat ek môre middag weer wil gaan. En dat ek môreoggend daar weer gaan opklop. Hoekom? Daar's 'n krag gewees wat gewerk het hier binne in my. En my broers is daar hartseer genoeg, en ek sê dit met groot respek, en asseblief moet my nou nie met 'n klip gooi nie. Ek sien dat hierdie krag, nadat mense getroud is, dan is hierdie krag nou nie meer daar nie. Dan worry jy ou nou nie meer of jy haar sien of nie. Jy worry nie, maak nie meer moeite nie. Daar toe ons na mekaar gevry het, en sy meer as ek, het ek nog die deur vir haar oopgemaak. En later jare, nou dat ons 41 jaar getroud is, doen ek dit nog steeds. Maar ek wonder, wie van u doen dit nog? Wie van u doen dit nog, om hy ou enetjie vir wie jy gefight het op skool, wat jy alles in die bres sou gegooi het om by haar uit te kom, doen jy dit nog steeds? Wat het gebeur? Iewers het hierdie krag, hierdie ding wat hier binne in ons is. En ek gaan nou vir u sê wat, en ek sien julle almal kyk my so julle al weet, wat is hierdie krag? Ek gaan nou vir julle sê, wat het gemaak dat verhoudinge koud raak? Kan ek nou Afrikaans praat vanoggend, my broer en suster? Wat maak dat man en vrou nie meer so lekker by mekaar uitkom nie? Wat maak dat man en vrou nie meer op dieselfde bladsy is nie? Wat maak dat man en vrou by mekaar verbyleef? Ek sê vir Rita die ander dag, sit ek in sy bid daar in die sitkamer, en ek sê van, joh, is maar lekker om in die pastorie te bly, nee. Ons het 3 slaapkamers, ons het nie kinders nie. Ons kan elke aand in 'n ander bed gaan slaap. In die kombuis kan ons mekaar gryp. In die studeerkamer. Want ons het nie kinders nie. En dis lekker. En ons eer die Here daarvoor. Maar weet jy, my broer en suster, in hierdie pastorie, waar ons bly, kry ons dit reg. Maar nou nie smile nie, ek sien julle doen dit ook, hoor. Ja, julle doen dit ook. Van julle ouens wat hier sit, begeer dit. Nou, kry vir jou. Jy wil mos nie 'n vrou vat nie. Maar ek sê vir Rita die ander dag, weet jy, ons bly so lekker. Ons is in hierdie pastorie, maar tog kry ons dit reg om by mekaar verby te leef. Tog kry ons dit reg om nie altyd op dieselfde bladsy te wees nie. Tog kry ons dit reg om nie meer mekaar die hof te maak, soos wat ons dit gedoen het daai jare, toe ons uitgegaan het nie. Wat het gebeur?
hierdie krag waarvan ek praat, het afgeneem. Luister wat sê Efesiërs 3:20 weer. Hy sê, hierdie krag van God maak dat hy kan doen ver bo wat ek en jy kan bid of dink. My broer en suster, ek is oortuig daarvan dat baie van ons wat hier sit, se gebedsverhoring hang af van hierdie krag wat in ons werk. Want hoor mooi wat sê die teksvers. God is by magte om te doen ver bo wat ons bid of dink, volgens hierdie krag wat in jou werk. Nou gaan jy, ek sien julle almal kyk nou so vir my en dankie dat julle vra, hoor, wat is hierdie krag? Wat is hierdie krag waarvan ek praat, waarvan Efesiërs 3 vers 20 praat? Nou in die Griekse teks, in Efesiërs 3:20 is hierdie woordjie, die woord dynamis. Die woordjie dynamis dui op 'n krag wat in staat is om homself te kan dupliseer. En hierdie krag is 'n krag wat wanneer jy hom beoefen, dan word hy al hoe sterker. Dis hoekom jy dit kry in sommige verhoudinge, huwelikspaartjies, egpare se lewe, dat hulle verhouding raak so heg vir mekaar. Hulle is nie meer sielsgenote nie, hulle is nou geesgenote. Hulle het verbygegroei by die area van die looks. Hulle het verby beweeg by die area van die persoonlikheid. Hulle het verby beweeg by die area van karakter. En dis 3 fases in enige verhouding. Hulle het verby dit beweeg en nou is hulle geesgenote. As gevolg van hierdie krag wat in staat was om homself te kan dupliseer. Hy groei hoe meer ek hom gebruik. Nou net vir die kennisname, my broer en suster, daar is 3 woorde in die Griekse teks vir die woordjie krag. En die heel eerste woord is die woordjie dynamis, wat beteken 'n krag wat in staat is om homself te dupliseer. Die ander 2 woorde kry jy in Efesiërs 6 vers 10, waar die Bybel kom en hy sê, eindelik my broeders, word kragtig in die krag van sy sterkte. En hier's 3 Griekse woordjies. Die tweede woordjie in die Griekse taal vir die woord krag is die woord kratos, wat beteken sy heerskappy. En wanneer die Here kom en hy sê, word kragtig in die krag, dan praat hy van God se heerskappy, bedoelende, ek moet myself in totaliteit aan hom onderwerp. Nou kan ek dit waag om vir u te sê vanoggend, my broer en suster, Jakobus 4 vers 7 sê nie, dat ons met die duiwel weerstaan nie. Hy sê dit, maar daar is 'n A-gedeeltjie wat ons nie moet mis nie. Hy sê, weerstaan die duiwel. Onderwerp jou aan God, en hy sal van jou wegvlug, die duiwel. En baie van ons onderwerp nie aan die Here nie, maar nou wil ons die duiwel weerstaan. En wanneer ons kom by hierdie woordjie kratos en hoor dat die ou Paulus vir ons sê in Efesiërs 6, ons moet kragtig word in die krag, sy autoriteit, sy heerskappy oor my lewe. Van sy sterkte is die woord iskous, wat beteken sy autoriteit in my lewe. Maar Efesiërs 3 vers 20 praat van dynamis. Volgens hierdie dynamis, hierdie krag wat in staat is om homself te dupliseer. Nou my broer en suster, verskoon my nou vir hierdie ene. Ekskuus. Ek het in my argiewe by die huis, het ek 'n boodskap wat ek iewers op 'n stadium gepreek het in hierdie gemeente. En die boodskap was gewees, when the thrill is gone. When the thrill is gone. Nou kan ek vanoggend jou daarop laat fokus en vir jou sê, my broer, my suster, die krag wat Efesiërs 3 vers 20 hiervan praat, is nie 'n thrill nie. Dis nie 'n gevoel wat ek kry, nou klop my hart vinniger. En nou raak ek angstig en ek begin sweet. Dit is nie daai gevoel nie. Hierdie krag wat ek van praat hier, is meer as 'n thrill. En inteendeel, moet ek vir u waarsku vanoggend, en ek moet myself ook waarsku, don't settle for a thrill. Because when the thrill is gone, wat dan? So moenie net gaan vir die thrill nie, gaan vir die ernstige, hierdie dynamis waarvan die Bybel praat. En wat beteken hierdie woordjie dynamis ook? Hierdie woordjie in die Griekse teks, en gaan lees hom, gaan kyk dit maar in die Strongs konkordansie en ook in die Vines, en ek het nog 'n Griekse Bybel dis op by die huis, wat jy hom kan gaan kyk as jy wil vir my kan kuier. Hierdie woordjie, krag, in Efesiërs 3 vers 20, is in die Griekse teks dynamis, maar dit beteken ook, en dis hierdie wat ontbreek in baie mense se lewens tot die benadering van hulle lewe. En hierdie woordjie dynamis beteken passie. Passie. My broer en suster, ek is jammer om te sê, ek is so jammer om dit te sê, maar kom ek vandag vir jou sê, baie van ons, nie verloor nie, ons verlê ons passie. Want passie maak, dat jy nie genoeg kan kry, van dit waaroor jy passievol is nie.
Passie maak dat ek die tyd sal uitkoop. Passie maak dat ek verder sal gaan as my talent. Want kom ek sê vandag vir jy kan die mooiste talent hê wat daar is. Jy kan die mooiste sing wat daar is. Jy kan die mooiste gitaar speel wat daar is. Jy kan die mooiste dromme speel wat daar is. Maar as jy nie passie het nie, dan gaan dit meganies wees. Dit gaan plastiek wees. Kan ek nog 'n voorbeeld noem vanoggend? Jy kan vir jou vrou lief hê. Jy kan jou man lief hê. Maar as daar nie passie is nie, as daar nie passie vir mekaar is nie, my broer en suster, dan gaan jy stoei. Jy gaan uitdaging op uitdaging op uitdaging hê. Om passievol te wees in my verhouding. Die ontbreek van passie maak dat verhoudinge koud word. Die ontbreek van passie maak dat daar agterdog kom. Die ontbreek van passie maak dat mense onder verdenking is. Die ontbreek van passie. En kan ek eerlik wees, my broer en suster, dis dan, en ek sê dit met groot liefde en respek en asseblief hoor my hart. As daai passie nie meer daar is nie, is dit dan wanneer mans en vrouens oor die draad begin loer. Om te kyk of daar nie iemand anders is wat vir my 'n thrill kan gee nie. Is daar nie iemand anders wat my hierdie passievolheid kan terugbring nie. En hierdie passie waar die Bybel van praat, is iets wat die Here homself gebruik en hy sê, as hierdie passie nie in jou nie, my kind, as dit nie binne in jou is nie, kan ek nie doen vir jou ver bo wat jy bid of dink nie. Ek weet nie van jou nie, my broer en suster, maar ek is passievol oor hierdie kerk. Ek is passievol oor hierdie gemeente. Ek is passievol, ek kan nie wag om op 'n Sondag hiernatoe te kom nie. Vra my vrou, ek is al 6:30, dan sluit ek oop, dan kom bid ek hier in die kerk. Ek is passievol vir dit wat die Here wil doen in ons midde. Ek soek nie 'n verskoning nie, om nie te kom nie. En kan ek vanoggend vir u dit sê, en ek dink jy het dit al gehoor, as jy iets wil doen, dan maak jy moeite. As jy iets nie wil doen nie, dan vind jy 'n verskoning. Hoekom vind ons verskonings om te doen dit wat God se hart is vir ons? Kan ek jou sê hoekom? Ons het iewers ons passie verlê. Ons is nie meer so lief vir die kerk en vir die Here as wat ons was daai jare toe ons tot bekering gekom het nie. Ek kan onthou toe ek my hart vir die Here gee, die 26 Februarie 1983, daai week daarna, as iemand gevloek het in my teenwoordigheid, dan het dit gevoel of hulle 'n dolk in my hart indruk. Dit het seer gemaak, ek het nie gehou daarvan nie. Hoekom? Want ek was passievol oor die Here. En kan ek dit waag om te sê, my broer en suster, mense verloor hulle passie vir die Here. En baie mense vind verskonings om nie by die Here uit te kom nie. En kom ek vandag vir jou waarheid sê, my broer en suster, iewers op 'n stadium gaan ek en jy voor God staan en die Here gaan dalk vir jou en vir my vra, wat het geword van jou passie oor my huis en oor my? Vra die Here. Ons verloor ons passie. En nou kom die Bybel en hy sê hierdie woorde, dat God doen ver bo wat ons bid of dink. Kan jy dit hoor, my broer en suster? God doen ver bo dit wat ons bid of dink. Volgens hierdie passie wat in ons werk. Ek is jammer om te sê dat baie mense hanteer die Here net as 'n opsie, maar verwag dat God hulle moet hanteer as 'n prioriteit. Baie mense is nie passievol teenoor die Here nie, maar hulle wil hê God moet passievol wees oor hulle. En ek dink dis nie fair nie. Ek dink dis lousy om so op te tree. Ek is passievol vir God en dis iets wat ek moet uitmaak in myself. Here, ek kan nie wag om by U te wees nie. Die ander alternatief, my broer en suster, as ons nie passievol is teenoor die Here nie, kan ek vir u sê wat gaan gebeur, en ek wil dit baie kras stel vanoggend. Weet jy wat gaan gebeur? Ek gaan die werk van die Here en die Here gaan ek prostitueer. Ek gaan hom betaal wanneer ek sy dienste nodig het. En dit gebeur, mense is nie passievol vir die Here nie, maar hulle koop die dienste, hulle betaal vir die dienste wanneer daar dinge gebeur in hulle lewe. Dan het hulle die Here nodig. Dan moet die Here passievol wees oor hulle. Dan moet die Here hulle 'n prioriteit maak. Maar as ons hier uitstap en wegstap en dit oor en verby is en die seisoen van swaar verby is, vergeet ons van die Here, ons verlê ons passie. En kan ek vanoggend dit vir jou sê, en vir my is dit 'n ernstige saak, my broer en suster, as ek jou kan vermaan vanoggend in die liefde van die Here. Die Bybel sê vir my, dat Jesus is my magte om te doen ver bo wat ons bid of dink, volgens die passie, hierdie krag wat in jou is. En ek is jammer om dit te sê, maar as daai passie nie hier is nie, my broer en suster, moenie verwag dat die God wie ek en jy dien ons gebede gaan beantwoord nie. Moenie verwag van 'n God wie ek en jy dien om vir jou te doen ver bo wat jy bid of dink, as jy nie passievol is oor sy saak nie.
Ons moet God 'n prioriteit maak. Ons kan hom nie net gebruik as ons hom nodig het nie. Hoor wat sê Matteus 22 vers 37. Ons ken dit so groot en so goed. Dis die groot gebod wat die Here vir ons gegee het. In die Ou Testament was daar die 10 gebooie en toe die 613 wette. En toe daarna kom die Here en hy reduseer dit na net 3. En ons ken dit in Matteus 22 vers 37. En Jesus antwoord hom. En hoor hierso my broer en suster, hoor. Jesus antwoord en sê vir hom, dit was hierdie slim prokureur in die tyd. Want hulle wou Jesus met 'n triek vang, hulle wou hom uitvang. En hy vra vir Jesus, wat is die grootste gebod? En Jesus was reg vir hom gewees. En hoor wat sê Jesus vir hom. En hy sê dit ook vir jou en vir my. Die grootste gebod is, hoor mooi my broer en suster, nie net jy moet die Here lief hê. Nee, nie net dit nie. Die grootste gebod. Hy sê jy moet die Here lief hê met jou hele hart. Kan ek vanoggend stil staan by hierdie ou Griekse woordjie Dominee Johan? Die woordjie vir hart hier in die Griekse teks is 'n woord wat impliseer en met wat jy ook mee kan vertaal met jou passie. Met jou hart. En ek staan vanoggend hier voor u, my broer en suster, ons ken mekaar, ons stap 'n pad saam, ons is nie net gemeentelede en pastoor nie, ons is vriende, ons kom al 'n lang pad saam. Maar kan ek vanoggend vir u vra, wil jy nie net weer vir jou hart sê om te begin klop nie? Wil jy nie net weer vir jou hart sê om aan die brand te kom nie? Wil jy nie maar daai ou watersak hier tussen die vlamme uithaal en laat hierdie ou kaggeltjie aan die brand kan kom nie? Wil jy nie maar net weer vanoggend kom en sê, Here, ek wil met passie, ek wil nie net sê dat ek het u lief nie, ek wil sê ek het u lief met passie, Here. Dan kom ek sê dit vir u vandag, my broer en suster, wanneer ek en jy hierdie liefde passievol in ons harte gaan vestig, wat Romeine 5 vir ons leer, want die Heilige Gees is in ons gegee en hy het die liefde van God in ons harte ingesit. As ons hierdie liefde, hierdie passie in ons harte kan ontwikkel en God passievol lief hê en nie verskoning soek oor hoekom ons nie kan uitkom by dit wat God verlang en wat hom behaag nie, dan gaan ons begin uitkom by 'n plek waar ons al hoe meer en meer gebedsverhoring gaan kry. So kan ek vanoggend vir u sê, my broer en suster, en ek is nou so amper klaar, maar ek wil hierdie teksvers vir u lees in die Passion Translation. Hoor nou mooi die Passion Translation. En as jy die geskiedenis van die Passion Translation wil hê, kom kuier vir my, ek sal dit vir jou gee. Maar hierdie teksvers, Matteus 22 vers 37 sê, in die Passion Translation sê, and Jesus answered him, love the Lord your God. En hoor nou, with every passion of your heart. With all the energy of your being. And with every thought that is within you. Kan jy dit hoor, my broer en suster? Ek wil nie net vir die Here lief wees nie. Ek wil vir hom passievol lief wees. Ek wil hiernatoe kom en kerk toe kom en ja, ek het nie 'n verskoning nie want ek is die pastoor, ek moet elke Sondag kom, nee. Ja, nogal. Maar ek wil nie net hiernatoe kom, my broer, omdat ek die pastoor is nie. Nee. Ek wil hiernatoe kom want ek het 'n passie vir jou. Ek het 'n hart vir jou. Ek het 'n hart vir hierdie gemeente. Ek het 'n hart vir hierdie gemeente se finansies. Ek het 'n hart vir hierdie gemeente se se alles. En my gebed vandag is, as jy nie passievol is vir die Here nie, as jy iewers daai passie verloor het, my broer en suster, wil jy nie maar net vanmôre kom weer en sê, Here, ek staan net weer voor U en ek wil my passie herwin. Onthou die vrou Paulus, en ek gaan klaarmaak met hierdie woorde, Filippense 1 vers 21. Wat sê Paulus? Passievol. En ek kan myself, die prentjie hier in my geheue, my gedagtes, kan ek skets van ou Paulus. Sê in Filippense 1 vers 21, ek bid dat dit jou gebed sal wees. Ek bid dat jy dit onomwonde, sonder om 'n hygelaar te wees, dit te kan sê. Maar Paulus kom en hy sê hierdie woorde, hy sê, vir my is die lewe Christus. Ouens, die lewe is nie Blackberry en nie rugby, sonskyn, Chevrolet en wat is hy liedjie? Braaivleis nie. Dis die lewe is nie dit nie. Baie mense is meer passievol oor sy braaivleis en sy rugbyspan en sy kar as wat hy oor God is. Ek wil jou vra vanmôre, my broer, my suster, wil jy nie maar weer jou passie terugkry nie? Vat dit weer. Sê Here, ek wil U passievol, want my gebedsverhoring hang af van dit. My gebedsverhoring hang af oor, gaan ek God as 'n opsie hanteer, of gaan ek hom passievol met 'n prioriteit hanteer? My gebedsverhoring hang daarvan af. Ek sluit af met 'n laaste skriffie, en dit staan in Filippense
As kies Efesiërs 3 vers 20 en hoor wat sê hy, want God, kan ek jou vra om saam met my te staan asseblief my broer en suster? Hier sit Tannie Ria vanoggend, as julle die kant toe kyk. Tannie Ria sit, sy is ons oudste lidmaat in die gemeente. En sy is ook die lidmaat wat die langste in die Volle Evangelie Kerk aanbid. Sy is die langste hier, van ons almal. Sy is 2 keer so lank soos ek hier. Sy is al lank hier in hierdie gemeente. Hier sit Tannie Ria. Ek het al by haar gaan kuier, dan praat ons, dan sê sy vir my, dat mense vra vir haar, hoekom beweeg jy nie aan nie? Hoekom het jy nie ooit van die geleentheid gebruik maak om by 'n ander gemeente te gaan aanbid nie? En dan wat sê sy? Ek is passievol vir die visie van hierdie kerk. Ek is passievol vir hierdie kerk, vir hierdie mense. En kan ek nou vandag vir jou sê, as jy vir Tannie Ria kyk, soveel mense het daar so sleg gesê al. Soveel mense het haar al 'n leenaar gemaak. Soveel mense het figuurlik haar gespieg in haar gesig. Soveel mense het haar al sleg gesê by ander, haar sleg gemaak. Maar nog nooit het sy gesê, ek gaan waai nie. Nee, sy is passievol vir hierdie gemeente. Ek salueer jou, Tannie Ria. Jy is vir ons 'n voorbeeld. Dankie vir dit. Maar ek kom vanoggend, Here, en ek vra vir u, terwyl ons voor u staan. Here, ek glo nie dat ons het ons passie verloor nie. Ek dink ons het dit net verlê. En my gebed in hierdie oggend hier is, Here, dat u vir ons sal help, Vader, dat ons daai passie weer sal wen. Ek onthou, Here, in die Ou Testament en ook in die Nuwe Testament, die mense se lewe het om die kerk gedraai. Die mense se lewe het rondom God gedraai. Here, my gebed is, revive us, O God. Here, kom, herleef ons, Vader, sodat dit in die tyd waarin ons is, ook so sal wees, dat u, Here, die middelpunt van ons wese en ons belangstelling sal wees. Here, dat ons nie net sal sê ons glo in u nie, maar Here, dat ons u sal glo. Here, dat ons nie net sal sê ons vertrou u nie, maar dat ons sal weet dat ons vertroue is in u, Here. Ek bid dit vanoggend in die naam van Jesus. Here, ek het spesifiek nie 'n uitnodiging gemaak vanoggend nie, want ek dink ek sou ook moes opstaan. En Here, as gevolg van omstandighede en as gevolg van die seer wat ons belewe, omdat ons elke dag skouers skuur met mense wat nie passievol is nie, kry ons seer. Maak dit ons, dit knou ons, dit kwes ons, Here. Here, maar ons wil vanoggend kom en sê, u is groter as ons omstandighede. Here, u is groter as ons omstandighede. Ek is jammer dat gebeur het wat gebeur het, maar Here, u is in staat om alles ten goeie mee te laat werk. Here, ons vat vanoggend ons passie terug. Here, ons maak 'n verklaring vanmôre. Dis God en sy gebod en God alleen, tot eer van die lieflike naam. En ons sê vir die dankie daarvoor in die Here. Moenie gaan sit nie, my broer en suster, net terwyl jy die hoof buig. Wil jy nie net in 'n paar sekondes net vanoggend vir die Here sê, waar is jou hart? En as jou hart weg is, vra ek jou vanoggend, wil jy nie maar jou hart terugbring? Bring jou hart terug. Die Here sê, kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is, bring jou hart terug na hom toe. Bring jou passie terug na hom toe. Sê, Here, dankie dat u my God is en dat ons u naam kan verheerlik. Amen, amen. Dankie, Here. Kom ons neem ons sitplekke. Dis dan my voorreg om vandag dan nou vir Rudolf en ook vir Christo, asseblief Chris, as julle hier voor my kan sal kom staan. Dankie. Ons maak mooi doopsertifikate en gee ons dit ook vir ons doopelinge. So 'n mooi sertifikaatjie wat ons ontwerp het, wat ons dan uitgee vir elke doopeling van hierdie dag af, van hierdie oomblik af. So pastoor Hilel, sal jy net vir my asseblief na die tyd hierso teken voordat ons dit vir hulle gee, hoor. Goed, baie dankie. Rudolf en Chris, dis my groot voorreg om julle dan vandag te kan doop. En ek wil sommer so gesamentlik vir julle hierdie vragie vra. Is julle oortuig daarvan dat julle Jesus Christus aangeneem het as julle saligmaker? Ja. Baie dankie. En dan wil ek 'n tweede vragie vra, en ekskuus staan ek met my rug na julle toe, jammer hoor. Maar ek wil 'n tweede vragie vra vandag. Niemand het julle aan die keel gegryp en gesê julle moet gedoop word nie, dis julle eie begeerte, julle eie wens. Is dit reg so? Goed, baie dankie. Ek gaan daar in die doopbad gaan ek vir hulle bid. Ek gaan oorgie aan Stein vir nou en ons gaan aantrek en dan gaan ons hulle twee doop. Ons gaan vir hulle ook 'n gebed bid as ons daar binnekant in die doopkamer is. Baie dankie julle hoor. Dankie Stein.
elkeen van ons 'n passie weer hernie. En ek dink elkeen van ons kan na die woord gaan en gaan kyk wat is God se hart. En daardeur kan ons ook ons passie in lyn kry met wat God se hart is. Dis al hoe ons dit gaan regkry. Ek het net so 'n paar afkondigingkies wat ek ook sommer nou met julle wil deel. Eerste ene is die 22ste November, het ons 'n lekker mannedag. So ons nooi al die manne wat hier is vandag en ook hulle wat nie hier is nie en julle wat hier is, nooi nog ouens asseblief. Dit gaan 'n lekker dag wees. Ons gaan die middag so van 3 uur af hier by mekaar kom by die kerk en daar's 'n verrassing vir ons. Ons gaan lekker saam eet, braaivleisie eet. En die ouens wat hou van rugby, ons gaan klaar wees voor die rugby. Ek dink daar is rugby daai aand. Ons sal klaar wees voor dan, so ons wil julle asseblief almal nooi om dit te kom bywoon. En adverteer dit asseblief vir ons. En as daar enige iemand is van die manne wat dit kos R100, wat dit nie kan bekostig nie, kom praat net met pastoor. Ons het borge vir kaartjies ook, as jy dit graag wil bywoon, jy kan dit nie bekostig nie. Dan vandag het ons na die diens, pastoor Rilel sê julle mag maar vandag pudding eet voordat julle middagete eet. So die jeug het 'n bietjie verkope hier na die diens. Daar's lekker peppermint crisp tert en melktertjies. So asseblief ondersteun hulle. Kom ons ondersteun hulle, laat ons gou al daai goedjies koop. En dan groot, die 14de Desember. 14de Desember het ons Kerssangdiens hier in die gemeente en Dewald Gous kom. So ons is baie opgewonde daarvoor. Ja, ek weet nie van wie van u het die skoutdiens bygewoon nie. Dit was regtig spesiaal. Dewald het 'n groot seëning op sy lewe en sy bediening is baie goed. En hy kom nie net sing nie, ek kan jou waarborg, hy kom ons bedien en ons gaan iets daarvan in ons harte saamneem. So asseblief moet dit nie mis nie. Sê vir die ander mense in die dorp, kom ons maak die kerk vol en ons ondersteun vir Dewald daai dag. En ons gaan gebless wees, ek weet dit. Ek dink die manne is amper reg. Ja, hulle is naby reg. Ek hoop die water is dan nie te koud vanmôre nie, maar dit word daarom nou somer nie, want die aand is dit maar nog koel. So nee, dis lekker. Daar kom hulle nou. Sê, dankie. Kan ek vra dat ons 'n hand uitstrek na hierdie twee manne toe? Vader, baie dankie dat ons dan vanoggend deel kan wees van hulle gehoorsaamheid om u te volg deur die dooppad. Here, die Bybel sê vir ons dat, en daar in Handelinge 2 sê dat wanneer ons tot bekering gekom het, dan is die volgende stap die doop. En dankie dat hulle gehoorsaam is aan u, Here, en dat hulle vanoggend besluit om Jesus te volg deur die doopwater. Here, ons verstaan vanoggend dat ons begrawe die ou mens, en wanneer ons hierdie twee manne uit die water uit opbring, dan simboliseer dit dat daar 'n nuwe lewe in Christus is. En Here, ons bid vandag vir hulle, dat hulle hierdie nuwe lewe, Here, dat hulle daarin sal groei, dat u verheerlik word. Vader, dat hulle sal hoor dit wat u vir hulle wil sê, en dat hulle daarvolgens sal optree in gehoorsaamheid tot eer van die lieflike naam. En ons sê vir die dankie, Here. Amen. So Rudolf, op grond van jou belydenis, dat jy Jesus aangeneem het as jou saligmaker, doop ek jou dan nou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Chris, ek sê al vir jou Chris toe. Chris, op grond van jou belydenis dat jy Jesus aangeneem het as jou saligmaker, doop ek jou dan nou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Baie geluk, manne. Gemeente, ja, nou het ons 'n verantwoordelikheid om hierdie ouens by te staan en vir hulle te bid en dat dit goed met hulle sal gaan. Kom ons staan en sluit ons af.
Ekskuus voor ek afsluit, ek sien hierso, pastoor het 'n notaatjie gemaak. 'n Oud standaardonder is in die week oorlede, Corneel Sutherland. Weet nie wie van u ken hom of het vir Corneel se ken nie. Hy het baie jare vir Eskom hier en by Tutuka gewerk en ons dink aan hulle in hierdie tyd. Kom ons sluit af. Ons Hemelse Vader, Here, baie dankie vir hierdie wonderlike dag, Here. Dankie, Here, vir die voorreg om vanmôre hier te kon wees. Dankie, Here, dat U met ons harte kom praat het vanmôre, Here. Help ons om hierdie passie, Here, in ons harte, dat ons dit weer sal aansteek en sal voed, Here, sodat ons ten volle sal lewe vir U in alle aspekte van ons lewens, Here. Baie dankie vir hierdie 2 manne wat 'n besluit gemaak het, Here, en wat vanoggend hier deur die doopbad gegaan het, Here. Help elkeen van ons, Here, om hulle te ondersteun, om vir hulle te bid, Here. Ons bid U seën oor hulle, Here. Versterk hulle, Heilige Gees, wees met hulle, sodat hulle ook hierdie passie wat hulle nou het, Here, sal uitleef in hierdie gemeente. En ons loof en prys U daarvoor, Here. En dankie dat U met ons was, Here, en dat ons ook weet dat U met ons gaan hier waar ons uitmekaar uitgaan. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.